Goeiedag my mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek hoop julle is almal geseënd en ek weet dat julle almal voorspoedig is. Ek het vergeet om 'n opdatering te gee oor storietyd. So ons noem maar hierdie storietyd nommer 2, nê. So nou, ja, ek's geskei. 10 jaar gelukkig geskei. Ek so bly. Ek's gelukkig geskei. Maar kom ek vertel julle nou, jong. Nou, ek en my ex-vrou, so 2 jaar, 3 jaar getroud is, nê. Toe kry ek nou die silent treatment. Dit is stilstype, nê. Jong, die eerste dag toe ek nou die stilstype kry daar van die ex af, nê. Toe ek nou agterkom, kyk, hierdie is nou die silent treatment, die stilstype, weet ek by die huis gekom van die werk af, nê. Baie bly om my vrou te sien en my dogtertjie te sien. My seun was nog nie daai tyd gebore nie. En kom ek in, hallo my lief, en ek wil haar druk gee, weet. Nou is daai arm so toe, nê, en toe nou inkom met 'n soen, draai sy daai wangetjie hier na my toe, weet. Sy kyk daai kant toe. Sê vir my liefie, wat's nou fout? Geen antwoord nie. En sy sê, okay, nee, kyk, is seker maar, dis nou wat ek gedink het, dis seker maar daai tyd van die maand, of, weet, en ek los haar. So gaan ek nou, trek my werksklere uit, en vat gou 'n stort, en, weet, en nou kom ek agter, kyk, die atmosfeer is swaar in die huis, jong, is 'n swaar atmosfeer in die huis, nê. So nou, ek sien iemand wat voor die TV gaan lê, of, weet, ek loop daar na die garage toe, nê, dan gaan Peter ek in die kar, weet, maak hier 'n pypie skoon, of, as ek sien daar's 'n ietsie wat fout is, maak dit reg, weet, of, ekskuus, as alles nou reg is op die kar, dan gryp ek ook daar nou, miskien iets en krap in dit, weet, elektronika, of op elektries, of, weet, dan hou ek myself maar daar besig, jong. Nou, gewoonlik, as ek garage toe gaan, dan is ek so 'n uur daar binne in die garage besig met 'n ding, nê, dan sal die vrou inkom en sê, het ek nou nie meer 'n man nie? Het ek nou nie meer 'n man nie? Is die garage belangriker as ek? En dan sy doen dit nou nie, kom in die huis in, ek sê, maar kyk, sy het nou kos gemaak, nê, net vir haar en my dogtertjie, en hulle het klaar geëet, en die borde staan daar in die wasbak, en die pan staan op die stoof, weet, die potte en die panne, en sy het vir my niks gemaak nie. Nou kyk ek die ding, ek stap in die kamer toe en sê, nou my liefie, ek kon nie meer kon roep om te eet nie. Sy gee my so kiek, weet daai kiek. Sê, okay, nee, ja, wil nie met die krokodil beklei nie, jong. Die krokodil wil my byt. So nou, gaan ek my kombuis toe, gryp al vir my 2 snytjies brood, peanut butter en jam, kook die ketel, maak 'n koffie, so is maar peanut butter jam, broodjie en koffie, waar is hy? Nou, ek sit dit in die wasbak, ons sien ek die potte en die panne, nê. Skien fok dit, man, hoekom moet ek hierdie goeters was, nê? Ek het mos nou nie geëet wat julle geëet het nie, kyk, jy sien mos nou die aanbrandsel in die pot, wat hulle geëet het, en dit is minstens spaghetti, of spaghetti bolognese, nê. So ek sê, los dit. Nou, ek weet nie, ek is anders te groot gemaak, ek het 1 beker, en ek het 1 bord. Dis waarmee ek eet, as jy nie my bord voor my sit nie,
wil ek nie daai bord uit eet nie, want ek het my bord, né? My vriende ken ook so, as hulle by my kom braai, daai is jou bord, dis my bord, daai is die ander vriend se bord, dis die vrou, elkeen het sy eie bord, en nie een van daai borde lyk dieselfde nie, weet, dit is so mengelmoes van borde wat ek altyd in my huis het, né? En hoe sien ek die ding? Ja, los uit, volgende oggend, ek klim in die aand in die bed in, hoe sê nag my baby, en draai sy rug op my, jong, weet, as ek aan haar vat, dan sê, okay, is so. En die volgende oggend kom op, en sien ek niks is gewas nie. So nou spoel ek my beker uit, maak vir my 'n beker koffie, drink die koffie daarso en gaan werk toe. Nee, middag kom by die huis, tweede dag nou, selfde storie, kom by die huis en hallo my liefie, as ek wil soen, die wang word net so gedraai, die wang. My dogtertjie, sy is bly om my te sien, jong, as ek garage toe gaan sy saam garage toe, maar stap het, tweede dag toe stap maar aan die garage en toe die kind saam met haar besig is, nee. Het gesê, kom hier, nou vir die kind, ek gaan nie die kind se naam noem, maar, dit privaatheid, maar, nie gaan die kind, nee, hoor ek soos dat die kind loop, nee, kyk, is dogtertjies praat baie, mami, kom, praat jy nie met daddy nie, hoor ek, bly jy stil, dis groot mens stories, weet, hier by die, vierde dag selfde, jong, dit is 2 weke, 14 dae, maar die vrou nie met my praat nie, selfde, ek moet maar vir myself ietsie maak as ek wil eet, weet, soos dis amper ek voel onwelkom in my eie huis, nee, is nie haar huis nie, is my huis, maar, dis alright, weet, dat sê maar, ek weet nie wat het haar nou kwaad gemaak nie, of wat het ek gedoen nie, en dan hierna 14 dae, nee, toe gaan ek nie die garage nie, sit ek maar net buite, daar op die agterstoep, nee, en ek rook 'n sigaret, en sy sê vir my, kom sy uit, sy gaan jy net elke dag jou beker en jou bordjie was, wat van die ander skottel goed, gaan jy nie was nie, ek sê luister, jy het nou die stilstype gehad het, nie, vertel vir my, wat het ek gedoen, dat jy nou so nie met my praat nie, wat het ek gedoen? Sy kyk my en sy sê, jy weet wat jy gedoen het. Ek sê, maar ek weet nie, ek het nie 'n idee wat ek gedoen het nie. Sy sê weer, jy weet wat jy gedoen het. En sy is terug in die huis in. En vir nog 'n dag, toe is nog dieselfde drie, maar by die 15de dag nie. Sit ek ook maar nou weer buite. Ai mense, ekskuus, ek gaan 'n sigaret rook. Sien, sigarets in 'n boksie. Ja. Die hond lê langs my. Uitgepoep, het stink. As ek ook iets moet rook, yes, like die hond poep stink, jong. Maar nou, ek sit die 15de dag weer al buite op die agterstoep, weet ek, kyk die voeltjies, ek het mos nou, ek koop saadjies, hierdie, soos budgie saadjies en mieliepitte en goed, dan gooi ek dit daar in die tuin, en dan kyk ek om die duwe en die mossies en die vinke, geel vinke en die rooi vinke, weet, en die wille vinkies, dan kom eet hulle nou die saadjies, weet, so dis nou, ek sit maar daar, dan kom sy weer uit. Nou sien ek maar net, ek sê maar niks, jong, ek weet, sy praat met my nie, so ek praat met haar nie. Dan staan sy net daar by die agterdeur, nou gluur sy my aan, ek ken haar aangluur. Ek het nou begin half ongemaklik voel, en ek dink, bogger het, ek rook 'n sigaret,
drink jy bier nie, daai tyd was ek sober gewees. So kyk die voëls, hier in die next moment, stap sy uit, daar na die voëls toe, ek sê, nou jag sy al die voeltjies weg, nee. Net want ek geniet nou iets. Sy kom terug, ek sê, luister jy vrou, wat het ek gedoen, dat jy nou nie met my praat nie. Nou sê sy weer, jy weet wat jy gedoen het. Ek sê vir haar, luister, ek weet nie wat ek gedoen het nie. Sê vir my asseblief. En sy sê vir my, jy weet wat die fuck jy aangevang het, nee. Verskoon die taal, maar dis hoe sy dit gesê het. Jy weet wat die fuck jy gedoen het. Ek sê, maar ek weet regtig, jy sal my moet vertel, jong. My kop nou nie die ding nie, jou. Jy sal my moet vertel. Sy sê, jy weet. Ek sê, maar luister, stop. Nee, ek sê jou nou, ek weet nie wat ek gedoen het nie. Daar's nie een ding waaraan ek kan dink wat ek gedoen het nie, nee. So jy moet my asseblief sê wat ek gedoen het. En sy kyk my, en sy gee my daai, nee. Ek sê, jy sal my moet vertel. Want dit wat ek nou gedoen het, wat jou so kwaad gemaak het, sal jy my moet vertel, nee. Want ek wil dit weer gaan doen, nee. Laat jy weer, flip in 2 weke, nie met my praat nie, ou. Sy hardloop, ou. Ja, ek wil daai ding weer doen. Dat sy net kan stil bly, jong. Ek het rus en vrede gehad, daai 2 weke, nee. Ek weet tot vandag nie wat ek gedoen het nie, jong. So 3 dae later, toe begin sy met my praat nie, maar ek weet tot vandag toe nie, en ek durf seker ook maar nie vra, wat het ek gedoen nie, jong, wat haar so kwaad gemaak het nie, nee. Maar ek wil weet wat ek gedoen het, jong. Want ek wil dit weer doen, dat sy net kan bietjie stil bly, nee, dat ek kan rus en vrede hê. Nee. Ja, ons manne, nee. Ons suffer partykeer onder die vrouens nie, maar ander keer nee, moet ons net stil bly en die dinge kyk nee, en dan nie in die agterkop lag ons nee, vir 'n vrou se malgheid, nee. Kom ons vertel julle storietyd nommer 2. Julle weet wie Bertie is, jong. Hy was saam met Appie gewees, nee. Nou, nog toe ons Appie was, nee. Jong, kyk, ek julle vertel, Bertie, nee, hy het 'n donkie meneer, nee. Hy het iets verskrikliks. Lank en dik en groot, nee. Wat ou Bertie het daar, nee. Weet, as jy stort daar by die change house, nee, jy voel iets warm hier in jou been, nee, wat nie van die showerkop af kom, van die mense change house nie, nee. Dan kan jy maar weer as Bertie wat jou nat pee, nee. Want hy staan aan die ander kant se shower, nee, dan druk hy hierdie lang meneer van hom net so om die hoek, nee, en hy swaai hom, dan pee jy nat, as jy omkyk, daar is niemand nie, as jy mooi kyk, sal jy sien, is net so groot kop, wat hier om die hoek loer vir jou, hy pee jou pap nat, nee, Bertie was 'n stout blikskottel gewees, jong. Hy het baie dinge gedoen. Ek kan julle baie dinge vertel van ou Bertie, nee. Maar ja. Nou, eendag roep ons Appie supervisor, nee, oom Fred White, rus sy siel, die oom is dood, nee. Hy was eintlik 'n rigger gewees. Ek weet nie hoekom was hy die Appie supervisor nie, want hy was oor die electricians, ek's 'n electrician, hy was oor die boilermakers, die fitters en turners, en die instrumentasie Appies gewees, weet. Hy was nou die supervisor van die Appies, nee. Ons moes 1 keer 'n maand daar om te gaan, dan vat ons boeke na hom toe, dan kyk jy nou, die voorman geteken, waar hy is, die ingenieur van die skag of die plant geteken, hè, en dan bel hy die voorman en die ingenieur om te hoor, het hy regtig hier geteken, en wat is sy opinie nou oor die Appie, oor my en die ander Appies, weet. Hy was eintlik skerp gewees om Fred, nee. En so sê, hy is 'n rigger ropesman, nee, gewees.
maar nou nee, met so 'n appie meeting een dag nie. Nou staan nou Bertie, ons appie staan al, ons weet hoe Bertie, hy snaaks en hy stout nee, ja, hy stout. Nou staan nou Bertie en hy druk sy hand in die sakke nee, en hy haal so klomp Mint Imperial peppermints. Julle weet almal wat 'n Mint Imperial peppermint is nee. Nou sê wil die peppermint hê vir een appie. Ja, fine. Sê ek hom next one. So in die mond sê ek hom weet en so gee nou vir almal. En hy vat die laaste peppermint in sy hand nee, en hy haal hierdie donkie meneer van hom uit nee. En hy druk hom so binne in die, julle dames moet maar verskoon vir my taal, binne in die totterman se kop in, en hy trek die vel oor en hy vryf die ding so en hy vat daai peppermint en hy sit hom in sy mond in. En hy sê gou. Nou kyk ons almal so. Sê Bertie, wat die hel? Hy sê ag, moenie worry nie ouens. Ek het met al die pepperminte gedoen wat ek vir julle uitgedeel het ou. Jo, ek het myne gespoeg nee, laat hy daar trek. Ja, en appies het hulle ook gespoeg op die grond in die lug. Ja, daai Bertie was stout, joh. Jo, hy was stout. Ja, as toe die appies nog lekker stout kon gewees het, nee. Lekker stout gewees het. Hoor eens ook, hoor iets. Nee, ek is terug. Maar het 'n ongeluk gemaak hier voor in die straat. Een kar het in die ander kar vasgery, joh. Maar want ek nou, waar was ek? Ek was by Bertie en die peppermints. Ja, moenie worry nie, ek het met al julle peppermente gedoen wat ek uitgedeel het vir julle nie. Jong, kyk, toe ek nou gekwalify, baie elektriese werk gedoen, ondergrond, boogrond, in die plant. Die plant was my gunsteling, ek het van die goud aanlegte gehou, nee. En dis waar ek die meeste kennis on elektrisiteit opgedoen het, nee. Nou, na die plant die goud aanleg toegemaak het, toe ek as kontrakteur gaan werk op partyplekke, jong, daar, ek gaan nie julle change your stories vertel van daai wat op die ander myne gesien het nie, nee. Maar ek het myself gaan kwalifiseer as 'n metaangas en 'n koolstofmonoksied en koolstofdioksied en wat sê die sulfaatgas en daai ding wat ruik soos eiers, vrot eiers, sulfur gas en goed. Dis nou alles wat ons in die goudmyn kry, maar die gevaarlikste een is die metaangas, want hy ontplof. En die tweede gevaarste is maar koolstofmonoksied. Dit kom van jou diesel lokomotiewe en ondergrondse diesel lorries en diesel jeeps en goeders af, nee. So nou het ek gespesialiseer op die masjiene wat hierdie gasse optel. Dan gee jy jou waarskuwing en dan gee jy nog 'n waarskuwing om jy onttrek as jy enige vlak te veel is, nee. Nou, die iCam kamer, is nou iCam is die Instantaneous Continuous Alarm Monitor, nee. Dit was my seksie gewees, ek was die supervisor daar. Ek sê, die ouens het altyd gesê, ek kry lamsiek en dooies, nee, maar dit is alright, ek het mooi met hulle gewerk, nee. Hulle het vir my gewerk, my gerespekteer, nee. Dis nou die mense wat beseer is op die myn. Daar was 2 wat in rolstoele was, 4 met afbene, weet, of 'n afvoet. So sy voet is geamputeer in 'n mynongeluk, of sy bene is onder die knie afgesny, ander een sy hele been was afgesny, weet. So, dis nou al die sê lamsiek en dooies wat nou by werk, nee, en ek gee nou vir hulle opleiding,
En hulle gaan vir 'n spesialeerde kursus, maar is my werk om te sorg dat hulle opleiding kry om hierdie masjiene te kalibreer, die gasmonitor masjiene, en dat daar ook genoeg voorraad is vir die sensors en die PC-borde en die seals wat hierdie masjien moet seël en die batterye en goed en laat elke myner en skofbaas en mynkaptein en wat noem jy nou, die baasboy moet 'n masjien kry en dat daai man elke dag sy masjien moet trek en as hy nie sy masjien getrek het nie, dan maak ek die skag toe, ek stop die skag, want daai man is veronderstel om 'n masjien te hê. Kyk, daai tyd toe ek op Beatrix myn, ons het 2 methaanontploffings gehad, né, binne 'n jaar se tyd. Dit was lelik, né. Maar nou, dit was my werk, né. Maar nou, toe begin ons nou daar in die lampkamer, né, met die lampsman. En ek wat nou die lampsman, hy sorg dat elke man 'n lampie ondergrond vat. Ek sorg dat die mense wat moet, kyk nie almal kry 'n metaanmeter nie, maar ek sorg dat die mense wat moet 'n metaanmeter kry, 'n metaanmeter vat ondergrond. Toe sien ek nou maar, kyk hier is rotte, né. Nou dis nou voor ek my ex-vrou ontmoet het, né. Toe ek bly ek al by 'n girlfriend, net buitekant welkom. Nee, maar nou, toe kom ek agter, hier's rotte. Nee, nou, ek weet nie, die mense wat op die mynwerk weet, 'n rot, nee, op die myn is ekstra groot. 'n Kakkerlak is ekstra groot op die myn. Die goed daar by die myn is ekstra groot. Nee. Nou, die girl met ek gevry daai tyd, kan jy sê, ja. Sy het 'n kat gehad, nee. En toe kry sy nog 'n kat, nee. Nou, ek sien 'n katmens, jong. Ek is allergies vir katte. Ek hou nie van katte nie. Katte gee my sinus en neus en dit laat my oë opswel. Ek hou nie van katte nie, nee. Maar toe kry sy nou 2 katte. As sy die een kat gehad, 'n mannetjie kat, en toe nou die wyfie kat, en nou kry hierdie katte kleintjies, né? Nou draai sy hulle verkoop, die katte. Nou ek het later gesê, hoor hierso, gee die katte verniet weg vir mense. En toe kom ek agter, daar's nou nie baie mense daar in daai dorpie buitekant welkom nie, wat katmense is nie. Ons is meer hondemense wat daar is, nie, weet. Nou raak die katte groot en die katte raak groter en die katte raak volwassene en dit kos meer en meer kos en ek sê vir haar eendag, luister, ek het huise gekry vir hierdie 8 klein katjies. Sy sê, ja, het jy? Ek sê ja. Ek het gaan vra daar by die werk, nee, by die mense, waar ek nou in die lampkamer is, sy inkom, vra vir die myner, soek jy kaat? Vra vir die mynkaptein, soek jy kaat? Vra vir die skofbaas, weet, nie 'n katjie nie. Sê, o, ek sê ja, ek het vir hulle almal huise gekry, nee, maar daar was, nou sê ek vir haar, daar was mense wat ek nie katte voor wil gee nie, so ek het nie gevra nie, nee. En die ander mense, wat ek nou gedink het, wat katte hê, nee, ek sal die katte vat. Ek weet, ja, ek val gejok, jong. Ek wil daai katte lampkamer toe vat, daar waar ek nou werk, nee. Dan los ek nou die katte. Ek weet mos nou, ek sal kos vir hulle vat, weet, pellets en tuna, die katblikkies kos en goed, en melk, dan sal ek nou vir die katte gee daar, en nou die katte se werk sal wees om die rotte te vang, wat in die lampkamer is nie, want die rotte kou aan die batterye se drade, die charger se drade, hulle kou aan die lampie se drade, jy weet mos hoe werk 'n rot toe. So ek vat nou maar die katte, vat ek change house toe, kyk daai ex-cherry, sou nie dat ek die katte net vat en daar gaan sit nie, maar ek weet mos nou my plan, kyk ek hou nie van katte nie, maar ek weet, ek sal vir hulle sorg, ek sal 'n
pakket mor of iets koop per maand en dan borrel melk so af en toe vir hulle ingooi en die piering sorg dat hulle water het, dan weet ek die katte gaan nou die rotte hierso in die lamkamer gaan hulle mos nou uitsort. Jee, die derde dag wat daai 8 katte daar so is net, toe's daar nie meer katte nie, jong. Toe daai katte weggehardloop, en daai rotte net, val die katte aan. Daai kat het nie geweet wat om met daai moerse rotte te doen, die rotte daar in daai lamkamer lê, het die katte opgeneek, nee. Toe wil hulle gif inbring, het hierdie lokaas gif. Sê ek, dit gaan nie werk nie, hier's eile hier buitekant, die lamkamer daar by die cooling towers en kyk die vriesplant was agter ons. So nou, as daai rot die gif eet, en hy gaan vrek hier buite en die uil eet hom, dan gaan die uil vrek. Toe maak ek 'n mengsel aan van mieliepap en koeksoda. Dis hoe jy van rotte aansla raak. Mieliepap, 50-50%. Jy weet, 50% mieliepap, 50% koeksoda of baksoda. En dan sit jy hom uit in 'n bakkie. As jy nou sien, hulle wil nie van dit eet nie, nee, dan gooi jy so 'n bietjie stroop en peanut butter op dit en jy maak so 'n mengsel van die ding, dat hy sulke balletjies maak, dan gooi jy dit uit, nee. Nou as daai rot, daai koeksoda brousel wat jy gemaak het eet, nee. Sy binnegoed kan nie die koeksoda hanteer het, maak 'n gas in sy darmse goed, nee, en dan begin sy darmse goed skeer, en dan gaan hy dood van inwendige bloeding, nee, dan kan die uil kom, en daai rot vreet, en die uil sal nie doodgaan nie. Dit is toe ek nou maar hoe ek die rotprobleem uitgesorteer het, maar die katte het nie gewerk nie, daai rotte het die katte aangeval, jong, die katte was kakbang vir daai rotte. Nee, jong, ek's toe, na ruk toe, dis nou waar ek sit, ek is hier na Gauteng toe verplaas, dis nou storie tyd nommer 4, julle is gelukkig, jong, dat julle 4 stories het my uit kan kry vandag, nee. En toe kom ek nou hier na Gauteng toe, nee, met 'n oorplasing. En ja, nou rook ek weer, ek gaan sê ek's 'n kettingroker. Nou, wel, ek's 'n kettingroker. Want ek nou hier in Gauteng is, as ek op die ek het die non-destructive testing departement begin opgestel en gesorg dat ons kyk na die masjinerie, transformers, en goed op die myn, nee. En dit het goed gegaan. Maar nou die een vriend van my, oom Henny, nee, hy's 'n boilermaker, nee. Kyk, ek en hy het baie goed oor die weg gekom, nee. Ek en hy baie goed oor, hy het stokkarre ook gery hier op Randfontein Ouwel. Jong, ek het baie Randfontein Ouwel toegegaan, en vir hom Henny gaan kyk, hy het in die sprints gery, die V8 sprints, nee, en die midgets, hy het 'n midget opgehaal, dis nou die 4 silinders. Toe sê ek nou eendag, kyk, gooi 'n rotary in daai midget, hy het 'n 2 liter EGI midget gehad, en toe daai 13B rotary ingooi, nee, daar kom gewys het hoe werk 'n rotary en goed, nee. Toe wen hy al die reises, jong, hy was Port Elizabeth Ouwel toe, Bloemfontein Ouwel toe, Rustenburg, man, hy het skoonskip gemaak met daai midget van hom. Die sprint was die lekkerste, kyk, is 'n V8 ou. Hy het 'n Chevy V8, Chevrolet V8 in hom gehad nie. Daai ding was, jy moet oorplaks insit as daai kar start, en anders dan gaan jy doof word. Nou enig nou kom oom Henny daar by die werk aan, he. En hy kom vra vir my, soek ek nie 'n hasie nie. Ek sê 'n hasie. Hy sê hy het hasies wat hy wil verkoop. Ek sê ook oom Henny, kyk, ek wil nie 'n hasie hê nie, jong. Ek het varkonde by die huis, jong. Daai varkonde gaan daai haas vinnig uitsort, so ek soek hulle nie. Ek sê maar oom Henny, hoeveel hasies het jy? Hy sê my het 24 hasies.
Sê ook nee oom. Maar ek soek nie 'n hasie nie. Nou soos ek nou deur my vriende gaan groet by die workshops, die electrician shop, die boilermaker shop, die rigger shop, die fitter shop, dit instrumentasie shop. Nou hoor ek almal praat van oom Henny wat die hasies wil verkoop. Net hy vra R100 'n hasie. Volgende dag, né? Kom Henny weer, nou sy weer daar by my sê, wil jy nie 'n hasie verniet hê nie? Kyk, want niemand wil 'n hasie koop vir R100 nie, né? Ek sê hom Henny, het jy nog steeds daai 24 hasies? Hy sê ja. Of 22, maar hy het nog steeds die hasies. Ek sê hom Henny, jong, laat ek net bietjie kyk hoe. Nou, so deur die dag weet ek, gaan groet my almal en kyk, nou hoor ek ook, ja, almal praat oor die hasies en goed, né. Nou bly maar stil, jong. Hierso net so voor Chila tyd, so 1/2 uur voor Chila tyd, né. Gaan ek daar na die boilermaker shop, daar waar oom Henny is, né. So oom Henny, hoeveel hasies het jy nou weggegee vandag? Hy sê nee, niks, nee, ons wil nie hasies hê nie, hy weet nie wat om met hulle te doen nie. Ek sê oom Henny, ek het 'n huis gekry vir elkeen van daai hasies. Ek wil al die hasies hê. Gee vir my die hasies, ek het huise gekry vir hulle. Nou kyk jy my so snaaks en sê, vir almal? Ek sê ja oom. So kan ek vanmiddag gaan na oom se huis toe kom? Dan kom tel ek die hasies op, jong. Sorg net dat gee vir my 'n hokkie. Ons sal hom in die kar sit en as ek die hasies nou gegee vir mense sal ons 'n hokkie terugbring. Hy sê vir al die hasies. Ek sê oom, vir al die hasies. Ek het 'n huis gekry vir al die hasies. Hy sê nee. Wie wil die hasies hê? Wie's die mense? Sê nee oom, is een van my vriende, hy soek al die hasies, hy wil al die hasies hê. En my sê, wil jy al die hasies hê? Ek sê ja oom, hy wil al die hasies hê. Sê maar ek verstaan nou nie, ek 2-3 dae lank al vra ek vir almal. Ek vir jou ook kom vra, maar nou sê vir my, vandag, jy soek al die hasies, want jy wil dit vir 'n vriend gaan gee. Ek sê ja oom, ek gaan dit nie verkoop aan hom nie, hy kan hulle verniet kry. Hy sê nou, wie's die man wat die hasies wil? Ek sê nee, dis my vriend Martin oom. Hy sê maar wat gaan hy maak met die hasies? Ek sê oom, Henny weet nie wat jy met die hasies gaan maak nie. So moenie worry wat Martin met die hasies gaan maak nie. Maar ek weet Martin se plan hoe. Hy sê nee. Hy moet weet dat die hasies 'n goeie huis. Ek sê oom, hulle gaan 'n goeie huis hê. Hulle gaan 'n goeie huis hê. Ek sal die hasies kom optel vanmiddag. Maar nou teen hierdie tyd nee, nou soos ek sê is 'n 1/2 uur voor Chila tyd. So hier voor Chila tyd dan kom ons nou almal bymekaar, die ambagsmanne en goed, en voormanne en goed, weet, van die voormanne kom nie, is meer die ambagsmanne en goed. Nou kom luister hulle die storie van die hasies, ek soek al die hasies net. En sê oom Henny, hoekom wil Martin nou al die hasies hê? Ek sê nie oom Henny, Martin, né? Hy teel met luislange, né? So hy gaan die hasies vat en dan voer hy dit nou vir sy luislange. Hy het groot luislange, so die luislange gaan die hasies eet. Nee, dit, maar kyk soos ek nou lag die ander ouens ook, nee. Want hoe kan ek nou die hasies vir die slang voer? Ek bedoel, 'n slang kos daai man. Ek weet nie wat oom Henny met al daai hasies gedoen het nie, maar ou Martin sou dit waardeer het, nee, want hy het 'n slangplaas. Hy teel met slange en akedisse en wat sê die? Ja, hy het goed daar so, wat sê hy, Komodo dragons. Hy het van daai Komodo dragons ook, joh, dis 'n stink ding daai akedis, nee. Maar wreed ook, jong. Daai ding is erger as 'n fox terrier, nee.
Maar kyk, die manne het vir 3-4 weke na dit het hulle nog gepraat van ek wat my oom Hennie se hasies vir Martin wil gee en hoe oom Hennie geprotesteer het, gesê not the F. Ja, nee mense, sal weer 'n storie tyd maak net natuurlik 'n lekker lag nee, maar onthou as jou vrou jou stilstype gee nee, los haar as sy haar stilstype het nee. En as jy haar vra wat is die rede daaroor, nou vind uit ou. Dan doen jy dit weer, dat jy weer kan rus en vrede in jou lewe het, nee, en 'n bietjie stilte. Lekker dag vir julle almal, nee. Goed gaan.